Goeiedag, Yeshua leer ons bid. Vader, gee ons daaglikse brood en dit is my gebed dat Papa God vandag vir elkeen van ons brood uit sy troonkamer sal gee. Ja, lewende woord. So ons het gesien Paulus eindig die wapenrusting van Abba Vader af en sê in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Om by elke geleentheid te bid is om te bid sonder ophou, leer Paulus ons. Hy sê ook, bid sonder ophou, 1 Tessalonisense 5 vers 17. Ek meen, dink daaroor, hoe gaan jy 'n gesonde geestelike lewe hê, as jy nie gedurig en sonder ophou bid en met Papa God praat nie? Maar soms is dit net een groot geveg, om van ons gedagtes te ontsnap, is dit nie? So hoe bid jy sonder om op te hou? Abba Vader leer my, dit is 'n hartsbegeerte gemeng met geloof en met 'n volkomme versekering dat Abba Vader elke gebed van jou verhoor. Dis nie 'n wonder of 'n twyfel of Abba Vader nou luister nie, nee, dis 'n wete dat sy oë gerig is op jou en dat hy nie kan wag om jou stem te hoor nie. Dis 'n wete in jou dat ek Abba Vader in alles kan ken en dat hy jou paaie sal gelyk maak. Yeshua sê in Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. Wow, Yeshua sê, alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. So, hoekom dan nie bid sonder ophou nie? Yeshua sê ook in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, Yeshua het my en jou prys, die loon van die sonde betaal. Hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe, en daarom kan ons Abba Vader enige tyd nader. En die vraag is, het jy nog daardie hartsbegeerte? Het jy die geloof? Want hoe kry ek geloof? Romeine 10 vers 17 deur tyd in sy woord. Het jy nog daardie geloof? En is jy volkome verseker dat Abba Vader elke gebed van jou sal verhoor? Jy sien, deur die bloed van die lam is ons in staat gestel om direk in teenwoordigheid van Abba Vader te kan ingaan en met hom te praat soos wat Abraham en Moses met Abba Vader gepraat het. Dis deur die bloed van die lam, die prys wat Yeshua betaal het, dat my en jou hele lewe, my en jou hele wese, die tempel, die huis word van Heilige Gees om in ons te wandel. Toe ek en jy Yeshua aanvaar het as ons verlosser, en toe ons tot wedergeboorte gekom het, toe is ons hele wese gevul met die teenwoordigheid van Abba Vader se Gees, wat hy agtergelaat het om binne in ons te kom woon, toe Yeshua opgevaar het. So dis hier waar Heilige Gees so welkom in jou lewe is, waar ek doodgaan aan die eie ek en waar Heilige Gees in my wandel en binne in my leef. Dis waar ek 'n biddende gees 24 uur per dag ontwikkel, want hy wat in my woon, die Heilige Gees, is deel van die drie-eenheid. Ja, wanneer Heilige Gees in my woon, is daar 'n eenheid en is daar 'n behoefte om my gees, daar's 'n behoefte in my gees om uit te skree, uit te roep na Abba Vader toe. En dis waarvan Paulus praat in Romeine 8 vers 15 tot 16, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Met ander woorde, gebed is nooit net vir ons gegee om by 'n antwoord uit te kom nie. Nee, gebed was en is nog altyd aan ons gegee om by Abba Vader uit te kom en met hom te praat, soos wat 'n verbondskind, soos wat 'n kind praat met sy pappa en mamma. En dis hoekom Yeshua vir ons kom leer het ook hoe om te bid. Daarom as ons gaan kyk na Yeshua se lering oor gebed, in Matteus 6, dan is dit duidelik dat gebed se fondasie is geloof in Abba Vader. Dat hy vir ons sal gee wat hy vir ons beloof het en dat sy woord vas is en dat sy woord waar is. Ja, geloof is die fondasie van ons gebed en wanneer my liggaam gevul is met Abba Vader se gees wat in my woon, dan word my lewe 'n wandel saam met Abba Vader 24/7 en waar ek met hom dan praat sonder ophou. Partymal word hierdie gebede dan woorde vir almal om te hoor. Dis hierdie dankbaarheid wat uitborrel vir alles wat Abba Vader in my lewe doen en waar ek oor enige iets met hom praat, want hy sê, ken my in alles en ek sal jou paaie gelyk maak. Maar dan partymal is gebed ook net hierdie stil, gefokusde lewe waar ek stil is in geloof en waar ek verlang en 'n groot behoefte het om na meer en meer van sy teenwoordigheid te smag in alles wat ek doen. Gebed
is dan ook ten laaste hierdie diep brandende soeke in my na hom, hierdie dors na meer en meer van hom in alles wat ek doen, want ek wil hom ken in alles. Dis hier en hier alleen waar my gees begin uitroep na die glorie van Abba Vader, en waar ek sê, Abba, kom vul my met die glorie, en alles wat U doen, kom beklee my hele wese, Abba, met U glorie. Want Abba Vader, as daar iets binne in my is wat nie daar moet wees nie, as daar iets is wat vals is, Abba, kom verwyder dit in die naam van Yeshua Messiah, asseblief Papa God, want Heilige Gees, wys vir ons, as daar iets, as ons sonde doen. Jy sien 'n kind van Abba Vader wat in die Gees leef, en in die Gees beweeg, verloor hy die begeerte wat hy het om in die vlees te leef. En dis asof jou gees die hele tyd hierdie soeke het na hierdie geestelike stigting of geestelike bouwerk van Abba Vader, want Abba Vader is Gees. En dis hierdie autoriteit en die krag waarvan Efesiërs 1 vers 19 ook praat, wat sê, dis dieselfde krag wat Yeshua laat opwek het uit die dode, daardie selfde krag is in ons. So, die vraag is het jy daardie hartsbegeerte? Het jy daardie hartsbegeerte in jou hart om Papa te ken in alles? Het jy die volle vertroue en die geloof in hom dat hy sal jou baie gelyk maak as jy hom ken in alles? En sal jy bid, sal dit jou maak dat jy bid sonder ophou, want Abba Vader verhoor sy gebede. Hy is 'n God wat nie leë beloftes gee nie. En daarom sê Paulus, kom ons trek hierdie wapenrusting aan. En hierdie geloof in Abba Vader, dat hy, wanneer ons ook met hom praat en hom ken in alles, sal hy ook ons gebede verhoor. Hy's 'n God wat nie leë beloftes gee nie. Hy's 'n lewende God, hy's 'n good Vader. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ja Vader, ek het hartsbegeerte vir meer en meer. Ek wil U ken in alles. Ek het die geloof, versekerheid dat U my gebede verhoor. U sê nie in Esegiel 2 dat U kan nie wag om ons gebede in die oggende te hoor nie. Ja Vader, ons eer U, ons loof U, dankie dat U 'n God is van verhouding. Dankie vir die wapenrusting en dankie vir wapen nommer 7 om te bid en met U te kan kommunikeer. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotevawei. Amen. Shalom.